Stel jou gees oop, en die Here gaan iets doen vir mense vanoggend. Vrydagoggend so 1 se kant, tussen 12 en 1, toe lê die Gees vanoggend se boodskap net op my hart. En toe ek die volgende oggend ons dagstukkie oopmaak, toe is dit presies dieselfde dagstuk, dieselfde boodskap. Doch ek eerlikheid, moet ek het nou bring, want dit gaan oor God is ons anker. Wie het Vrydag se dagstukkie gelees? God is ons anker. So as jy nou die Vrydag gelees het, en al het jy Vrydag gelees, God wil vir jou iets sê hierdie naweek. God is ons anker, en jy kan jou Bybel oopmaak by Hebreërs 6, ons gaan daarvan vers 17 af begin lees. En in hierdie tyd wat ons in lewe, is daar soveel in ons geestelike lewens, in ons praktiese lewe, in ons vleeslike lewe, is daar soveel storms. Daar is soveel winde wat van verandering wat waai in die kerkewêreld. En baie keer is ons ankerloos. Goed gebeur in ons lewens en ons dryf net op hierdie ou lewenssee sonder dat ons iewerste geanker word. En baie van ons ou skepies is dalk al op die rotse en dit voel of dit nie kapot is. Maar God het vir jou boodskap vanoggend. Die skrywer aan die Hebreërs sê vanoggend vir ons vers 17, hy sê daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En wie het vanoggend 'n bietjie hoop nodig? Julle hoop nodig vir die eksamen, hoop nodig met jou finansies, met jou huwelik, met jou in jou lewe, sodat ons kan vashou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant, en binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. En dit alleen moet vir jou kan sê, ek het hoop. Hierdie God wat ons vanoggend van gesing het, Worthy is the Lamb, hy het ingegaan in die voorhangsel, het geskeur toe hy gesterf het. Sien dit on the throne, en hy het vir my en vir jou toegang gegee tot God se heerlikheid, tot sy teenwoordigheid. Ek wil vir jou die vers 18 en 19 uit die boodskap uitlees. Want hy praat in vers 18 van die 2 onveranderlike dinge, en ek wil net vinnig vir 'n oomblik daarby stil staan. Die skrywer sê, daar is nou 2 dinge wat soos 'n paal bo water staan en nooit verander sal kan word nie. Daar is die belofte van God, en ons ken God se beloftes deur sy woord, en ons gaan net vinnig weer daaraan raak. En God en die beloftes, het hy 'n eed geneem oor die beloftes. Dis die 2 goed wat vasstaan. God het 'n belofte vir jou gemaak. As ek vir jou belofte maak, en ek hou dit nie, kan jy hof toe gaan, maar dan sit my woord en jou. Dis mos so. Daar moet 'n getuie wees, as ek 'n belofte maak. Maar as ek 'n eed maak, 'n verklaring aflê, teken ek daarby, voor 'n kommissaris van ede, wat die eed bevestig en bekragtig, kan dit in 'n hof as bewysstuk gaan dien,
dat dit wat ek beloof het, moet ek vir jou gee. En God het ons 'n belofte gegee, en hy het met 'n eed gewaarborg, wat nie kan verander nie. Wat nie kan verander nie. Dat ons wat na God toe is om gered te word, ons wat na God toe gekom het, kan daarom verseker weet, as gevolg van hierdie twee onveranderlike dinge, dat God sy beloftes sal hou. Dit was vir jou rede om sommer om die kerk te kon hardloop. God beloof of God bekragtig sy beloftes met 'n eed. En jy kan daai eed gaan vat en voor God gaan staan en sê, Here, U moet U beloftes waarmaak. Om God so te vertrou, is soos 'n geestelike anker. Amen. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons direk met God self in die heiligste van heilige plekke. Halleluja. Amen. Ek het jy anker vanoggend. En ek het vandag gaan kyk, die doel van anker is om 'n skip veilig te hou, en ook 'n skip veilig op 'n gewenste plek te hou, om die skip te help beheer tydens slegte weer. Om hierdie noodsaaklike doeleindes te bereik, om 'n skip veilig te hou, en veilig op 'n spesifieke plek, het jy nie net 'n anker nodig nie. Want as ek nou 'n groot vragskip het, julle weet daai met die containers, en ek het 'n ou klein ankertjie, gaan hy nie werk nie. En baie van ons het, ek het 'n ou ankertjie, maar hier daai eerste ou aandwindjie wat kom, dan is my skip heeltemal van koers af. Die anker moet solied wees, moet betroubaar wees, en behoorlik op die regte tyd en op die regte plek gebruik word. So jy kan jou ankertjie van jou lewe gebruik, tot die slegte weer kom. En dan gaan jy sien of jou anker werk of nie. So die anker wat ons op hierdie ou lewenssee wat ons het, moet solied, betroubaar wees en behoorlik gebruik word op die regte tyd en plek. 'n Veilige anker is van die belangrikste goed, van die belangrikste ding. Jy kan nie dit waag op die see. Ek het al op YouTube 'n paar van hierdie, ek dink is die Swart See of een van die ergste sees waar jy kan wees, waar hierdie groot skepe, ek wil kom die golwe sommer bo oor die skip geslaan. Want as ons aan skepe dink, en as ons aan die see dink ons aan 'n mooi glassee, en dit is veilig, en dit is so vredevol, en so nice. Ek toe in die week of 2 weke, afgelope 2 weke, een van die jagte het in Sicilië omgeslaan, 8 mense dood, en baie, ek moet skatryk. Ek weet nie hoeveel anker gehad het nie. Daar sou seker een gewees het. 'n Veilige anker is die belangrikste ding wat jy nodig het as jy 'n boot bestuur. Want dit vermy ongelukke en die risiko verminder om die boot, om die skip te vernietig en te beskadig. En weet jy wat? Dit help ook dat hierdie boot en skip nie ander vaartuie beskadig nie. So 'n anker help my dat ek standvastig kan wees. En het jy al mense gesien wat net ronddobbel op hierdie see, hoe vernietigend dit kan wees? Hulle vernietig
vernietig hulle naaste mense, hulle vernietig die mense rondom hulle, die naaste mense aan hulle. En as 'n bootengine onklaar raak, sal 'n goeie betroubare anker keer dat 'n wind of stroom jou gestremde boot na die rotse of aan wal laat dryf, waar dit beskadig kan word. Wat doen 'n anker? Op sy mees basiese vlak is 'n anker 'n toestel om 'n vaartuig op een plek te hou. Naby die voete van Jesus. Dis waar ek wil bly. Hoeveel mense weet ons van, en as ek my gedagtes en my gees net oopmaak, hoeveel mense weet ons wat by die Here uitgekom het, wat hulle saak by die Here reggemaak het, wat eens op 'n tyd die Here gedien het in gees en in waarheid. As ons net in hierdie gemeente van 52 jaar, hoeveel mense is weer van die pad af, wat se ankers nie reg was nie, wat se ankers nie by die Here was nie. En as hierdie ou lewe gebeur met ons, dan dryf ons weg van waar ons moet wees. Jy kan nie altyd in die hawe bly nie. Dis nie waarvoor 'n skip gemaak is nie. Dis nie waarvoor 'n boot gemaak is om in die hawe te bly nie. Hy's gemaak vir die oop see. Maar daar's iets wat vashou, wat jou kan beskerm. Op sy mees basiese vlak is 'n anker 'n toestel om 'n vaartuig op een plek te hou. Om 'n vaartuig op een plek te hou, word ankers gebruik om wind en strome te laat bestry wat die vaartuig van koers wil laat bring. Ons het 'n vyand wat jou van koers af wil bring. Ons het 'n vyand wat jou na die rotse toe wil laat vaar. En hy veroorsaak strome en winde en storms in ons lewe, dat ons vernietig kan word. Dat ons net van koers af moet kom. Maar daar's 'n anker wat ons het, wat Paulus van praat in Hebreërs. 'n Anker, 'n hoopvolle anker wat ons het. Die doel van 'n anker is om 'n skip te stop, dit op die water te stabiliseer en dit staande te hou op sy beoogde plek. En die matroos glo dat ankers dien as 'n toevlug teen storms. Dis 'n simbool van hoop op die oop see. Because a sailor know, if I throw down the anchor, it will hold me. Maak nie saak hoe lyk die storms nie. Maak nie saak hoe lyk die storms nie. Daar's 'n verhaal in Handelinge 27 van Paulus wat op 'n skip is. Nou ek wil hê jy moet jou vinnig gou indink. Dis nie 'n skip wat elektrisiteit het nie. Daai tyd was daar nie elektrisiteit nie. Nee? Paulus is op hierdie skip 14 dae wat hulle die son of die maan sien. So groot is die storm. Dis nie die Kaapse 14 dae geel persgereën nie. Dis 'n 14 dae storm. Dis 'n 14 dae storm. En weet jy wat? Hierdie storm het hulle van koers afgebring. Dis totale donkerheid. Dis piknag donker. Dis konstant vir 14 dae is dit donker. Hulle kan nie sien nie. Ek weet nie so of kerse daai tyd in die lampe sou gehelp het nie, want dis wind en dis weer en dis reën. En die skip word beskadig, die seile is beskadig. Ek weet nie of die mas nog regop was nie. En dis wind en weer vir 14 dae. En die 14de nag, die kom die gees van die Here, die engel van die Here kom by Paulus en hy sê, niemand gaan doodgaan nie. Die skip gaan dalk beskadig word, maar niemand gaan doodgaan nie. Daar sal nie fatalities wees nie. En weet jy wat sê die Bybel? Hulle het 4 ankers oorboord gegooi en hulle het gebid vir dagbreek. En ek weet nie van jou nie, maar God se gees het op my hart gelê dat hier so mense is wat se storm so erg is dat jy nie die lig kan sien nie, dat jy nie die son kan sien nie, jy kan nie die maan en die sterre sien nie. Die wind loei in jou ore, jou mas is dalk gebreek en jou seil is dalk geskeur. Die romp het stikkende plekke aan. Daar's skade, maar God wil vanoggend vir jou sê, daar sal nie fatalities wees nie.
Daar gaan nie noodlottigheid wees nie. Niemand gaan sterf nie. Al wat hy vanoggend vir jou wil sê is, gooi jou anker af, van hoop af, want ek is jou anker, vir 'n standvastige lewe, en begin bid, vir die dag om te breek. En hy gaan dit vir ons doen. In die midde van al die los en hopeloosheid, het hierdie klomp seemanne het hulle ankers oorgegooi, en hulle het gebid, Here gee ons net daglig. Iets interessant oor anker. Jy kan 'n anker oorgooi, en hy kan op die bodem van die see gaan vassuig en vasslaan. Maar as daar nie 'n ketting na die skip toe is nie, beteken die anker niks. So volgens die seevaart is die belangrikste deel van die anker is die ketting, die dikte en die swaarheid van die ketting is dit wat jou vas en veilig hou. En weet jy wat? Baie keer is ons as kinders van die Here sê ek sal hierdie bootjie van myself bestuur. Here, ek gaan die anker nie nou al gooi nie. Soos die klomp in Handelinge 27. Ek wonder as hulle die eerste dag gegooi het, was die skip dalk nie stikkend gewees nie. Was die seile dalk nie geskeur nie. As hulle die eerste dag 4 ankers afgegooi het, sê Here, ons hou vas aan U, sou hulle nie van koers afgegaan het nie. En ons wil baie keer sê, Here, maar hierdie bootjie van ons is bevoeg genoeg om dit te stuur. Ek ken die see, ek kom daarom al 'n paar jaar op hierdie lewenssee, en ek weet hoe om dit te hanteer. En dan 'n maand of 'n jaar later, sien ons die masses gebreek, daar's stikkendheid, daar's verwoesting deur die vyand. En hoeveel keer kry ons dit nie, wanneer die verwoesting op sy ergste is, dan kom ons as mense sê, kan ons nie maar die anker gooi nie. Kan ons nie aan die anker begin vashou nie. En die woord van die Here vanoggend sê vir jou, dat in jou situasie, al is dit, voel dit vir jou al wat te ver is, begin aan die anker vashou, hou vas aan die ketting. Watter ankers wat ons aan Christus verbind, moet ons neerlê, om die skip van ons lewe van die rotse te beveilig, en te stabiliseer, en van die rotse af te hou, in hierdie stormagtige situasies en tydperke, van twyfel, wanhoop en hopeloosheid in die lewe. Behalwe gebed, wat Handelinge 27 vir ons leer, hulle die anker gegooi en gesê, Here, ons gee oor van U. Ons gee totaal oor aan hierdie anker. Want as jy in 'n storm is en jy gooi die anker oor, dis jou enigste hoop, dis jou enigste verbintenis met die grond, met die aarde. En die skip gee heeltemal oor. En as ons met gebed oorgee, dan is daar 'n paar ander ankers. Dis outomaties wat moet gebeur. Maar daar's 'n paar ander ankers en kettinge wat ons aan hierdie anker verbind, wat Jesus is. En in die eerste plek is dit God se beloftes. 2 Korintiërs 1:20 sê die volgende. Hy sê, want hoeveel beloftes daar ook al mag wees? 70,000? Ander vertaling sê, al die beloftes van God. In hom is hulle ja, en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons, wat hy met die een bekragtig het. Al die beloftes deur ons tot heerlikheid van hom. Soos ons nie sy beloftes waarmaak nie, kan God nie verheerlik word nie. Maar dan gaan sy beloftes nie waar word nie. Ons moet sy beloftes laat waar word in ons lewens. In die tweede plek, die tweede ketting wat ons aan hierdie anker bind, is God se krag. Sy almag, sy totale krag. Jeremia 32:17 sê, die profeet, hy sê, ag Here, Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groote krag en deur U uitgestrekte arm, en geen ding is vir U te wonderbaar nie. Geen ding is vir U
onmoontlik nie. En U het hierdie wêreld gemaak. U het die see gemaak. U het die wind gemaak. En onmiddellik in my gees, na gedeelte wat toe Jesus op hierdie aarde was, terwyl hy aan die slaap was in 'n skytjie, en daar ook golwe was, sê die disippels, Here slaap, gee nie om dat ons vergaan nie. En Jesus staan op in die boot, julle klein gelowiges, en hy spreek die wind aan, en hulle staan verbaas, want hy is die maker van die wind, hy is die maker van die see, hy mag daaroor, hy krag daaroor, daarom kan ons sy beloftes vir ons vat, en daarom kan ons met ons wete dat God se krag ons in is, dat ons God krag het, en dis die ketting wat ons aan die anker vasmaak, dat die God wat die wind gemaak het, en die see gemaak het, en alles wat op hierdie aarde is, en die hemel is, dat hy krag het, om ons te beskerm. In die derde plek, is God se teenwoordigheid. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, daar's mense, dis die grootste vrees van die mens, is om dood te gaan. Dis wetenskaplik bewys. En God sê vir ons, gee ons 'n belofte, met die eed gewaarborg, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer. Kyk hoe wat sê die Psalm, doodskade weer, is my skade weer my regte, is that the real thing? Nee. Al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade weer, ek is met jou. Ek is met jou. Al lyk dit vir jou of dit verby is, sê God vanoggend, nee, ek is jou anker. As jy net na my gekoppel is, met 'n ketting van God se teenwoordigheid. In die vierde plek, God se beskerming. God se beskerming. Psalm 37 vers 28 sê die volgende, want die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Jy is gunsgenoot. Ek sê dit weer, jy is gunsgenoot. En God se reg is op jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sê nie verlaat nie, vir ewig word hulle bewaar. Die Bybel sê, sy oë deurloop hierdie aarde, en sy oë is gefestig op die wat wie se harte onverdeeld op hom gerig is. En dis die beskerming van God. Al gaan ek deur die water, dit sal my nie oorstroom nie. Al gaan ek deur die vuur, dit sal my nie skroei, dit sal my nie brand nie, want ek is met jou, sê die Here. Sy beskerming is die anker, is die ketting wat aan die anker gekoppel is God se beskerming. Die 5de punt, en ek maak klaar, is God se voorsiening. Is dit net rand en sent? Dis vrede, dis blydskap, want die blydskap in die Here is my beskutting, en ons blydskap kan so bietjie min word, nee. Ons vrede kan so bietjie min word, soos die nul in ons bankrekening minder word, en soos die druk by ons werk meer word. En God sê, ek sal jou voorsien. Ek sal jou voorsien van vrede. Ja, ek sal ook vir jou voorsien na die tydelike, want ek is die God van voorsiening. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, en niks sal my ontbreek nie. Niks. Vreugde, vriendskap. Kan jy vinnig op jou hand tel hoeveel ware hartsvriende het jy? God kan vir jou vriende gee, wat jou hart ken, wat jou nader na die Here toe trek. Hy is ons God, hy is my herder, hy is my ketting, hy is my anker, en ek weet, niks
sal my ontbreek nie. God is my voorsiening en dis my ketting na my anker toe. Luister na die volgende. In order to realize the worth of the anchor, om te besef wat is die waarde van ons anker, wat God is, het ons nodig om die stres, om die wind, om die strome te voel van die lewensstorms. Hoor jy kind van die Here? Hoe gaan jy weet of jou anker werk as jy nie deur storms gaan nie? Hoe gaan jy jou anker give him all the glory, all the praise as jy nie deur storms gaan nie? Hoe kan jy hierdie anker kan jy van getuig sê ek weet my anker sal my nie teleurstel nie. Al lyk my skipie hoe, al is die seile geskeur, al is die romp stikken, al is die mas gebreek, al is daar water in my bootjie, maar my anker hou. En omdat my anker hou, gaan ek nie op die rotse loop en gaan ek vernietig word nie. En selfs al gaan dit nie net oor hierdie lewe nie, is daar anker dat ek in die heiligste van my heiligstes kan ingaan eendag as ek hierdie lewe verlaat, want dis my anker. Want wat Paulus sê, as ons net op hierdie lewe hou, is ons die ellendigste van almal. Want dit gaan nie net oor hierdie lewe nie, maar daar is 'n hemelse hiernamaals wat vir my en vir jou wag, en dis ons anker. Dis ons anker. Hoe gaan jy weet dat God jou God is, en dat sy beloftes in jou kan waar word, as jy nie deur storms gaan nie? Jong mens, luister my mooi. Daar's goed in ons lewe wat gebeur wat nie ons skuld is nie. Het jy dit al weer gegaan? Daar's baie goed wat ons skuld is. Besluite, optredes, goed wat ons gesê het, goed wat ons gedoen het, wat ons skuld was. En dan gee ons baie keer die anker die skuld. Maar daar's soveel goed wat met mense gebeur in hierdie ou lewe wat nie ons skuld is nie. Wat ons geen beheer oor het nie. En sê dit vir ons dat ons dan nie op die see moet uitgaan nie? Nee, dis wat met almal van ons gebeur. As ek na elkeen toe gaan elkeen van ons vir my kan vertel en vir ons kan vertel van die storms wat in ons lewe gebeur. En dan oormôre, 'n week van nou af, later in die jaar, gaan jy en ek storms beleef in ons bootjie. Gaan ons hierdie storms ervaar. En dan wil God net vanoggend vir jou sê, jy het 'n anker. Jy het 'n anker. Jy het 'n anker. Jy het 'n anker. En as jy met jou kettinge, wat ons vanoggend van gehoor het, gekoppel is aan hierdie anker, gaan jou bootjie vasbly in die allerheiligste, gaan hy vasbly waar dit moet wees, gestabiliseer, standvastig, en die wind kan kom, en die storm kan kom, Matteus 7, en die huis sal staan. Maar die anker is Jesus ons rots. En ek weet nie vanoggend van jou nie, maar ek wil net die hoop kry in my lewe, dat God ons anker is, dat God hierdie gemeente se anker is, kom wat wil, en ons gaan uitvaar, sodat ander mense kan sien en sê, maar hoe kan jy so standvastig bly? Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van dit wat met jou gebeur, ten spyte van dit wat na jou kant toe gegooi word, wat eers jou skuld is nie. Sê ek het 'n anker. Ek het 'n anker wat vashou. Wat vashou. Ons het 'n anker. Ons het 'n anker in hierdie oggend. Kind van die Here, hoor die woord van die Here. Jy het 'n anker wat vashou. Amen. Wat vashou. Ten spyte van siekte, ten spyte van goed wat 'n dokter vir jou gesê het. Hoe kan dit gebeur, Here? Hoe kan die goed in my lewe gebeur? God vir homself het openbaar in jou lewe, dat hy jou anker is. Dat jy nie
dat jy nie net sommer net op hierdie ou lewenssee sal dryf van een ding na ander, en van een storm na ander storm nie. Want weet jy wat gebeur in hierdie lewe? Op hierdie lewenssee is daar storms wat kom en gaan. En as ons nie anker het nie, dan dryf ons saam met hierdie storm. En die storm hou aan, en hy hou aan, en hy hou aan. Maar as ons geanker is by die voete van Jesus, is daar storms wat kom en ek bly by die voete van Jesus en die storm beweeg verby. En daar kom 'n seisoen waar daar nie meer storm is nie. En dis wat God vir jou wil hê. Dat dan daar vredestyd, en daar kalmte tyd, sê, maar as dit nie van my anker was nie, sou ek het nie gemaak het nie. Sou ek het nie gemaak het nie. En as Jesus aan stuur van ons boot is, kan hy die planke regmaak, en hy kan die gate regmaak, en hy kan ons mas weer heel maak. En daar het goed in ons lewens gebeur, wat dit veroorsaak, wat ons boot vernietig, en wat ons boot so sleg, dat het hopeloos is, dat daar skade gekom het, ons verlede, en wat mense gesê, en. Jy weet wat jou bootjie so beskadig. En God wil net jou boot heel maak, en sê, ek is jou anker. Daar gaan dalk weer storm kom, maar ek is jou anker. Jy is dalk in 'n storm, ek is jou anker. En as jy dit vanoggend weer wil sê, Here, ek wil net weer bevestig, ek wil aan die belofte vashou. Ek is besig om deur 'n storm te gaan, en ek wil vashou in hierdie anker.